So ons gee gratis klere vir almal en dis 'n aanlyn winkel waar jy kan gaan koop gratis. Jy betaal net vir jou koeriergeld. En op een van die video's wat opgeblaas het ek 'n comment gekry en so jou comment lees, ekskuus, maar as jy vir dis is verniet, maar die koerier is 150, geen koerier is so duur nie. Almal is nie poolpos nie. Okay, so eerste ding wat ek vir wil sê is baie welkom by my blad. En ek sien dat jou profielnaam wat jy gekies het vir jouself is dogter van God. En as 'n dogter van God, kraak ons mekaar nie af nie. Ons help mekaar en om sterk te staan en ons vra eerder hoe werk die proses. Maar ek gaan nou baie mooi vir jou gou verduidelik, want ek verstaan dat almal verstaan nie die verskil tussen kennis, wysheid en insig nie. So ek het nou hier 'n stuk vir jou geskryf, want ek wil dit duidelik maak en stadig met jou deurgaan, sodat jy kan verstaan en ek nie enigiets gaan uitlaat en verstaan nie, gaan mis nie. So die verskil tussen wysheid, kennis en insig vir 'n kind van God is baie belangrik om te ken. So kennis is om te weet dat dis die basiese inligting en feite wat jy het. In hierdie geval is kennis om te weet dat ons klerekas gratis klere gee vir almal in nood en dat die enigste koste wat gedek moet word deur my kliënte is R150 koerierfooi per transaksie en elke transaksie mag hulle net 10 items vat. Okay, so ons beperk jou nie op die hoeveelheid klere wat jy vat nie, ons beperk jou op per transaksie. Dis belangrik. Nou insig, dit is nou 'n langer enetjie en dit is nou hoekom ek hierdie nou hierso neergeskryf het vir jou. Op my notas sodat ek dit mooi vir jou kan verduidelik. Nou insig is wanneer jy dieper verstaan hoe en waarom dinge werk, soos te doen. Dit is die vermoë om patrone en strukture raak te sien en te begryp hoe die bewegende dele van enige besigheid of organisasie werk, wat gratis werk of betalend werk. En hoe al hierdie dele by mekaar pas. So ons model is opgestel op 'n manier waar Kubai Vetnooi se verantwoordelik is vir die koerierkoste is iemand 20 kg klere skenk wat goed opgepas is. En hulle koop die boks van by Pudo, by Courier Guy, hulle koop die heel grootste boks, kos hulle R40 en dan maak hulle daai boks vol klere en dan is dit 20 kg. Nou as dit 20 kg is, dan kan jy ons kontak en ek sal vir jou dan 'n Pudo boek, 'n lokkerboek of 'n koerierboek wat dit dan kom haal of jy laai dit by jou naaste Pudo lokker af en dan wat ons dan nou doen, van ons kant af, is ons betaal daai koste, né? So dit kos my gemiddeld so R250, partykeer bietjie minder, partykeer bietjie meer, om daai 20 kg boks by ons te kry. Alright. Nou dis nou die eerste uitgawe wat ons het, okay? En dan het ons werkers wat betaal moet word om die klere uit te pak, foto's te neem, soos jy dit nou op die webblad sien, né? En dan die administrasie gedeelte bestuur wat baie ingewikkeld is. Dit is nie so maklik as dit lyk nie. Omdat ons op 'n hoë volume werk, het ons mense nodig om dit kan doen. So die admin span moet bestellings hanteer, dit moet na die mense gestuur word wat die pakkies dan nou trek, die klere items trek en dit na die pakkers toe gestuur word sodat dit in die pakkies ingepak word. En dan die koerierbetalings op te volg, om te kyk wie het betaal, wie het nie betaal nie, en wat is die bestellings wat dan gekanselleer moet word, en mense wat moet opgevolg word. En dan, ons moet ook uitverkoopte klere herstok. So wat ons doen is, ons herwin nommers met maklik te maak vir onsself, ook maar, nee? So, sê maar daar, ons het nommers van 1 tot 400, en elke keer is nommer, ek gaan 'n voorbeeld vat, as nommer 55 uitverkoop het, of uit voorraad uit is, dan vat ons daai nommer 55, en kies ons 'n ander item, ons neem 'n nuwe foto vir daai nommer, en ons herwin daai nommer. Alright. En dan het ons ook mense nodig om met kliënte te praat, want partykeer is daar 'n blapsie, ietsie gelyk is in die krake, en dan moet ons daai kliëntediens opvolg, want dit is vir ons ongelooflik belangrik dat elke persoon spesiaal voel en kry wat hulle graag wil hê. Ek het 'n huidige tannie gekry wat 'n boksie gestuur het op haar eie inkomste
en sy het 'n pakkie gevat en sy het vir haar goedjies gekies en kort van die lank is haar eerste bestelling het sy gedink sy kan aflyn betaal en toe het sy aflyn betaal en haar bestellings nie deur en die klere het uitverkoop. En so, dis belangrik om dit ook te verstaan, dan moet jy aanlyn betaal om jou koerier betaal om die pakkie te secuur. Die pakkers moet die klere verpak en die label skep en die pakkies aflei by die koerier. Ons moet ook voorsiening maak vir verpakkingsmateriaal, stoorkamer huur, elektrisiteit, wifi, petrol om die goed heen en weer te ry en die koste van die aanlyn winkel sowel as salarisse en van die werkers. Dit is 'n insig, né? Want nou weet jy hoe werk die model. Okay, wysheid is om die praktiese verantwoordelikheid op te tree op grond van jou kennis en insig. Dit beteken om te weet wat reg en haalbaar is, selfs al wil jy meer gee as wat moontlik is. Nou vir ons is dit onmoontlik om vir almal in Suid-Afrika die koeriergeld te betaal. Dis absoluut onmoontlik. En ja, dit is waar wat jy sê. Jy sê daar geen koerier vir R150 nie. Ek het gister 'n pakkie weggestuur waar die vroutjie 10 items gekies het en sy het 'n leerbaadjie gekies en 'n jas, 'n groot woljas en toe is die medium pakkie van R80 vol. En toe moes die ander 7 items in die ander pakkie ingaan, so ons het R10 inbetaal op daai transaksie. Dan kry jy pakkies wat mense net soos 'n paar vat en dan maak ons 'n klein wins daarop. En wat sê, dit is byvoorbeeld R70 om die pakkie te stuur of R80 om die pakkie te stuur. Dan die wins wat ons daarop maak dit vir ons moontlik om die wiele in die gang te kan hou. Maar ons kan ongelukkig nie uit ons eie sak het uitbetaal nie. Ek en Lukas sal dit nie maak as ons dit doen nie. Ons doen hierdie alreeds uit die liefde van ons hart uit, omdat ons weet hoe dit voel om swaar te kry. So, ons wil graag vir almal koerier aanbied, maar as ons dit sou doen, sou ons besigheid en ons eie gesin finansieel geruïneer wees en in die moeilikheid beland. Daarom moet ons 'n balans handhaaf. Ons help mense, maar ons moet ook selfonderhoudend wees, sodat ons aanhou kan help. Die ware wysheid om met 'n oop hart te gee, maar ook verantwoordelik te wees, om dit die hele projek so te bestuur, sodat ons op 'n langtermyn 'n verskil kan maak, nie net in een persoon nie, maar herhaaldelik in almal se behoeftes te kan voorsien. En om 'n keuse te maak, om te spesialiseer in ons welsynswerk, is nie regtig 'n welsynswerk, ek wil eerder sê is 'n projek wat ons aanbied, nê, dat ons nie meubels en TV's en dit en dat en allerlei goeders donate nie, maar spesifiek net ou klere, omdat ons gekies het, pre-loved clothing, nê, omdat ons gekies het en omdat ons weet hoe dit voel om in 'n werksinhoud in te stap met gemotgevrete klere, en jy weet al klaar voor jy daar instap, hulle gaan jou judge op hoe jy lyk. En of 'n tannie in 'n ou huis, in 'n ouer huis, wat miskien 'n bietjie sassa kry, maar sy het nie klere nie, want haar kinders daar 6 maande laas gesien. Maar sy weet sy kan aanlyn bestel. Ons gee die mense hulle dignity terug, want hulle kan op 'n webblad ingaan en hulle kan gaan scroll en hulle kan die gevoel kry van 'n regte winkel en sonder om bekommerd te wees oor dat enige iemand gaan 'n kamera aan hulle gesig druk vir likes en follows. Dis anoniem en dit werk nie. Dit werk net. Hoekom werk dit? Want ons het wysheid, insig en kennis toegepas. En dit is hoe 'n kind van God werk. En dit is hoe 'n Spreuke 31 vrou werk. So, ek weet nie wat jou naam is nie, maar baie dankie dat jy my die geleentheid gegee het om die verskil uit te wys tussen wysheid, insig en kennis vir kinders van God. Want 'n dogter van God verstaan die hele proses. En nou dat jy dit verstaan, hoop ek regtig van harte dat jy jou 10 items sal gaan gratis kies op ons winkel, jou koeriergeld betaal en jou pakkie kry sodat jy ook kan mooi lyk. En as jy wil klere skenk, doen so, skenk dit na Kubai Vetnooi, Courier Guy Genuvi 5257 en my selfnommer is in my profiel, anders te blok hulle my nommer my as ek die selfnommer gee. Dankie dat jy gekyk het.